Goeiedag en baie welkom hier by sessie 9 van module 3, waar ons praat oor roeping. In hierdie sessie wil ek 'n bietjie meer praat oor die intimiteit waartoe God ons roep. En dit is verskriklik belangrik dat ons dit sal verstaan, dat God ons primêr roep om maar net sy kinders te wees, om hom te beleef en te leer ken, om intiem in gemeenskap met hom te leef. Want as dit nie daar is nie, gaan jy in elk geval nie enigiets anders by hom hoor of ervaar van waartoe hy jou uitnooi om by betrokke te raak nie. Nou laas keer het ek al so 'n bietjie genoem van Moses wat die opdrag by God gekry het om 'n tabernakel te bou, want God wou aan die volk wys dat hy by en met hulle woon. En ek het vertel hoe God daar sy intrek op 'n sigbare wyse in die tabernakel geneem het en van toe af deur die wolkkolom vir hulle gelei het. Maar vandag wil ek 'n bietjie meer praat oor hoe die tabernakel gebou is en ingerig is en die simboliek daarvan. En die feit dat dit eintlik 'n profesie is van Christus wat sou kom en van wat Christus sou kom doen. Nou die tabernakel het bestaan uit 3 afdelings. Die voorhof, die binnehof en die heiligdom, wat afgeskort is met gordyne wat hulle gemaak het van velle en wat gelooi en gebrei is ensovoorts. Die hele beskrywing is in die Bybel, jy kan dit gerus gaan lees. En dan in die voorhof, reg aan die begin as iemand by die tabernakel inkom, dan was daar 'n altaar. Die gebruik was dat die hoëpriester 1 keer 'n jaar in die heiligdom ingegaan het om versoening te doen vir die volk se sondes deur diere te offer in daai tyd. Maar hy kan nie sommer net daar instap nie. Hy moes eers 'n offer bring as simbolies van versoening vir sy eie sonde. So eerstens is daar die altaar waarop hy die dier moes offer. Nou daai offeraltaar verwys vooruit na die kruis van Christus, waar Christus op die ou end die finale offer sou bring, sodat dit nooit meer nodig is vir my en vir jou of enige iemand anders om 'n offer aan God te bring, 'n diereoffer of wat ook al nie. Nou dis my baie treffend hoe God eintlik hier aansluit by die gebruike van daai destydse bekende wêreld, waar mense in ander godsdienste ook in die gewoonte was om offers aan die gode te bring. En God sluit daarbey aan. Maar dan maak hy ook 'n einde daaraan in Christus. En daarom sê die Hebreërs skrywer, hy het eens en vir altyd daai offer gebring, sodat ons dit nooit weer hoef te doen nie. En dan van die altaar af, dan stap hy verder na die koperwaskom toe. En daar moes hy hom was met die water, fisies reinig, voordat hy ingaan in die binnehof. Nou, die fisiese was, die reiniging met die water, wys weer vooruit na die vergifnis, waar ons vergewe word en gereinig word deur die bloed van Christus, gewas word deur die bloed van Christus, skoongemaak word, totaal en al, sodat ons in sy teenwoordigheid kan inbeweeg. En dan, daarvandaan het die priester in die binnehof ingegaan. Nou in die binnehof was daar 3 elemente. Aan die een kant daarvan was daar die menorah, die staanlamp, die 7 kandelare, waar voortdurend olielampe wat voortdurend moes brand, dit mag nie uitgegaan het nie, wat simbolies was van God wat vir hulle lig gee op hulle pad. En nou sal julle weet, dat Jesus later gekom het en vir sy disippels en vir mense gesê het, hy is die lig vir die wêreld. Hy is die een wat lig bring in ons lewens en op ons pad. En dan aan die ander kant van die binnehof was daar die tafel met die toonbrode, waar daar brode gebak is by die manna aanvanklik en later op ander maniere, waar daar voortdurend brood wat die priester moes wissel en die brood daar moes wees, as simbool van God se voorsiening vir hulle behoeftes, vir hulle honger, dat God in alle opsigte voorsien. En jare later sou Jesus weer in gesprek met sy disippels terugverwys daarna en sê, julle voorvaders het die manna uit die hemel ontvang, maar ek is die brood van die lewe wat van uit die hemel kom na julle toe, om julle ware honger te stil. Ek is die brood van die lewe, en wie van hierdie brood eet, van my eet, sal nooit weer honger kry nie.
En wie van die water drink wat ek hom gee, sal nooit weer dors word nie. En dan, net voordat jy in die allerheiligste of die heiligdom ingaan, was daar 'n wierookbak, wat ook voortdurend moes brand. En die wierookbak is 'n simbool van die gebede wat opstyg na God toe. En dan sou Jesus ook later, al in Johannes 17, sê dat hy vir ons intree by die Vader. Hy bid vir ons. En die Hebreërskrywer verwys ook daarna, dat ons 'n hoëpriester het wat vir ons bid, wat vir ons intree. En hy verstaan ons, hy ken ons, omdat hy presies weet hoe dit is om mens te wees, want hy was self 'n mens. En dan sou jy die laaste afskorting was die heiligdom, die allerheiligste, en daar het die ark gestaan. En binne die ark was die wet van God, die 10 gebooie, wat hulle daar gesit het, die 2 kliptafels, en bo die ark natuurlik 2 gerubs wat hulle gemaak het, wat soort van wag gehou het daaroor. Nou, dit is simbolies van die woord van God, wat binne in die heiligdom gedra is, saamgedra is. Nou, hoef ek nie vir julle te sê nie, dat ons weet en ons bely, dat Jesus is die woord wat vlees geword het. En die profete het later gesê dat daar 'n tyd gekom wat die mense nie meer gehoorsaam gaan wees aan die kliptafels wat daar in die ark en die tabernakel is nie, maar dat God sy gees gaan stuur om binne hulle te kom woon en sy woord op hulle harte te skryf, waar die woord lewend word, waar die gees van God die woord kom lewend maak. En Jesus is die een wat die woord werklik, die lewende woord vir ons bring, wat die gees ook lewend maak in ons harte, omdat hy self as lewende woord in ons kom woning maak. So daarom het ons ten volle hierdie toerusting ontvang, alles wat nodig is vir 'n lewe van intimiteit met God. Ons kan dit net inoefen. Ons kan dit beoefen. Ons kan daarin leef, sodat ons van dag tot dag hom volg waar hy lei. En jy sien, dan raak dit ook duidelik. Roeping is nie net 'n ding wat jy eendag ontvang, en dan vir die res van jou lewe is dit nou wat jy moet doen of jou roeping nie. Ongelukkig is dit soos baie mense daaroor dink. Ek het al dikwels in my lewe mense raakgeloop, wat sê hy daar 20, 30 jaar terug sy roeping ontvang, of iemand het geprofeteer oor sy lewe dat dit sy roeping is, en hy wag nog altyd om te kyk maar presies hoe moet dit in vervulling gaan, of hy's nou op 'n plek waar hy dit nie beleef nie. Nee mense, jy kan nie leef op 'n ding wat 20, 30 jaar terug gebeur het, of 'n profesie wat oor jou uitgespreek is nie. Dan verhaal jy jou oë van God af, en jy sit dit op iets anders, is om in die heiligdom te leef, in sy teenwoordigheid in te gaan, en om daar van dag tot dag te hoor, wat is die volgende tree? En dis wat Psalm 119 vers 105 sê, u woord is 'n lig op ons pad. En die lig in daai tyd, die lampie wat hulle geken het net 'n tree vooruit verlig, nie 5 tree nie, net 'n tree. Dit gee vir jou genoeg lig vir die volgende tree. En dis 'n dinamiese verhouding van stap in pas met die leiding van die Heilige Gees, van dag tot dag. Nou aan die einde van die sessie verduidelik ek ook net hoe kan jy nou die tabernakel gebruik as 'n hulpmiddel vir jou stilte tyd. En jy kan maar daar gaan lees hoe ek dit voorstel, hoe jy jouself kan sien, eintlik hoe jy in die tabernakel inbeweeg en in die heiligdom inbeweeg, tot by God. Dis ook 'n manier waarop jy kan net stil word in sy teenwoordigheid, om bewus te raak van hom, en dan tyd met hom te spandeer. En te weet, jou lewe, jou roeping wat jy het as disipel, is nie staties nie, dis nie iets wat eenmalig gebeur nie, dis die dinamiese manier van lewe, om bewus te bly van God se roeping en God se leiding van dag tot dag. Dankie dat jy weer saam geluister het.